Welkom terug. Johan Borcherds, die welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos-Skyer vanoggend by ons en ons gesels oor 'n plaaslike aandeel vanoggend. Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om hier te wees. Môre. Johan, gee ons 'n oorsig oor die markte van die wêreld die laaste week. Ja, die markte, het gaan goed in markte. Nee, ons het gesien verlede week vir die eerste keer het die goudprys bokant $4,000 verhandel, bietjie teruggesak. Gisterand weer het $4,101 gesluit, so dit gaan goed, nee. Dow Jones ook gisterand 1.3% hoër. So dit is dis regtig baie lekker tyd om in die markte te wees, ja. En die gras aan die plaaslike kant van die JSE, lyk dit nog groen? Dit is verseker nog grasgroen. Ons het verlede week in donderdag, die 9 Oktober het die JSE algehele hoogtepunt bereik van 111.203 punte. Nou dis ongelooflik goed. Ek meen dis letterlik asof ons nog 'n week of 2 terug hier gesit het, jy weet, en gesê hoor, gaan dit nog deur die 100.000 punte breek of nie, en daar is ons nou by 111.000 punte. Gisterand weer of gister weer bokant 111.000 punte gesluit, so regtig baie goed. Maar ek dink dit gaan maar alles net oor goud en platinum op ons plaaslike beurs. Die hulpbron sektor is gister 4.3% op. So ja, dis baie goed. Die goudprys algehele hoogtepunt is soos gesê het, platinumprys hoogste prys sedert 2012. So dit gaan goed, maar 'n mens moet maar die ou spreekwoord onthou wat die mense altyd sê is dat hulpbronpryse of hulpbron aandele gebruik die trappe om op te gaan, maar die huisbak om af te kom. So jy moet maar versigtig wees. Die partytjie gaan nie vir ewig aanhou nie, maar terwyl dit hou is dit lekker, nee. Definitief. Wat is die dryfkrag agter die positiewe agter die soos hulpbronne wat ons dan sien? Ek dink die goudprys is maar dis maar 'n bietjie onsekerheid in die wêreld. Ek dink die een ding, ek dink goud word bietjie van 'n veilige hawe nou. Baie sentrale banke wat goud koop, bietjie Amerikaanse langtermyn staatseffekte wat hulle verkoop en goud koop, maar dan ook 'n verskansing teen lae inflasie. Ja, so ek dink daar's baie faktore wat die goudprys dryf. Platinum dalk 'n bietjie anderster. Platinum ook word ook gedryf, maar daar is dit meer, kan jy dit meer bepaal na vraag en aanbod toe. Onthou vir baie lank nou het die platinummyne veral die in Suid-Afrika nie baie geïnvesteer in nuwe skagte en die tipe van goed nie. So daar is moontlik of daar gaan waarskynlik 'n groter tekort kom in platinum, in die lewering van platinum. So platinum is meer 'n vraag en aanbod dryf, nee. En soos wat die goudprys nou duurder word, gebruik hulle nou meer platinum in juweliersware ook, nee. So dit definitief die vraag na platinum styg en die produksie is nie altyd daar nie, ja. Interessant hoe al die goed mekaar beïnvloed. Ja. Hoe lyk die markte vir die res van die jaar? Steeds positief? Ja, ek dink die groot tema bly maar lae rentekoerse. So dit lyk nou baie waarskynlik dat ons nog 'n rentekoersverlaging voor die einde van die jaar gaan kry in Amerika en waarskynlik hier plaaslik ook. So dit bly maar markte dryf. So lae rentekoerse weet ons almal nou al is baie positief vir markte. So ek dink markte antisipeer dit al klaar in. Die risiko is natuurlik as dit nie gebeur nie. Jy weet, dan is die vraag oor is die markte dalk al bietjie te positief. So nie, maar ons glo dit gaan gebeur. En ja, ek dink plaaslik veral die hoër goud en platinumpryse, jy weet, het 'n sekondêre voordeel vir ander maatskappye. Onthou daar gaan baie meer belastinggeld nou inkom as gevolg van dit. Mense kry bonusse, groter salarisse alles. So die kleinhandelaars, banke ensovoorts gaan dalk ook waarskynlik beter doen. So ja, so dit goed lyk nie te sleg op die stadium nie. En hooplik die ekonomie ook so 'n bietjie aan die gang kry. Ja, definitief, ja. Volgende kyk ons na 'n plaaslike aandeel wat van wêreldkwaliteit was. Een kyk ons na. Ons kyk vanoggend bietjie weer na Naspers. Ons het in die verlede al na hom gekyk, maar Naspers was die afgelope tyd bietjie in die nuus, so ons het gedink is weer goed om na hom te kyk. Maar dit is sekerlik een van Suid-Afrika se beste suksesstories van alle tye. As jy mens net hier kyk, die laaste 10 jaar 261% oor 10 jaar, 49% van die begin van die jaar af tot nou toe. En dis regtig 'n trots Suid-Afrikaanse maatskappy. En ja, en ek dink ja, dis lekker. Hy is al vir jare in ons portefeuilles. So dis lekker om te deel in daai, jy weet, in daai voordeel van Naspers, ja. Wanneer het Naspers ontstaan? Naspers het in 1915 ontstaan as 'n drukpersmaatskappy, né? Nee, ek meen toe koerante en tydskrifte en alles nog goed was. So
Ja, 1915 so al baie lank in die land. Maar ek dink die van 2001 af het daar werklike verandering in Naspers gekom toe Naspers meer 'n internetbeleggingsmaatskappy geword het. In 2001 het hulle natuurlik op daai stadium 46% belang in 'n baie klein internet speletjie maatskappy Tencent in China gekoop. En dit was hulle groot suksesverhaal, nee. Vandag volgens Forbes is Tencent die 38ste grootste maatskappy in die wêreld. So Naspers nog steeds 27% in Tencent, so dis regtig 'n baie goeie baie goeie suksesverhaal, ja. So jy sê baie Suid-Afrikaners het voordeel getrek uit Naspers se groei oor die jare? Ja, definitief. As 'n mens na Naspers nou kyk, omtrent 20% van die JSE is Naspers. Ek dink daar is amper geen persoon wat nie 'n anniteit of 'n pensioenfonds of iets gehad het wat nie 'n belang in Naspers gehad het nie. So ek dink dis een van die sekerlik die aandeel, plaaslike aandeel of nie net plaaslik nie, die aandeel wat die meeste in pensioenfondse in ons land gehou was en steeds gehou word. So al het jy nie direk Naspers aandele gehad nie, jy het indirek Naspers aandele gehad in jou pensioenfonds, in jou anniteit ensovoorts nie. So ek dink ek wil amper so ver gaan om te sê dat elke Suid-Afrikaner het in 'n mate direk of indirek 'n voordeel gekry by Naspers. En natuurlik ook in 1985 het Koos Bekker Mnet begin. So as dit nie vir Naspers was nie en Koos Bekker was nie, het ons nie ook satelliettelevisie gehad vandag nie. So ja. Dis verrykend. Hoekom was Naspers die afgelope week of 2 in die nuus? Wat het met die aandeleprys gebeur? Ja, so op 1 Oktober het Naspers se aandeleprys onderverdeel. So vir elke een aandeel wat jy voor 1 Oktober gehad het, het jy nou 5 aandele. So kom ons sê byvoorbeeld jy het een aandeel van R6.000 gehad per aandeel, het jy nou 5 aandele van R1.200 elkeen. Ja. So dis nogal so mense wat nou nie die goed gevolg het nie, het nogal geskrik 'n dag of wat, toe die pryse nog nie reg gereflekteer of die nuwe aandele nog nie gewys het nie. En toe dit sommer gelyk asof die Naspers aandeleprys met 80% geval het, maar jy moet nou net die nuwe aandele wat jy nou bygekry het, moet jy nou bytel nie. So die prys is laer, maar die hoeveelheid aandele is meer. Wat is die rede vir hierdie onderverdeling, Johan? Ja, ek dink maar die groot ding is maar om dit meer toeganklik te maak vir mense, om die prys bietjie af te bring, maak dit makliker vir mense om die aandeel te koop. En daar's ook meer aandele beskikbaar. So dit maak die verhandelbaarheid van aandele meer toeganklik, meer beskikbaar, meer aandele wat verhandel kan word. So ek dink dit is maar die groot rede vir dit. Dis meer likwiditeit en meer toeganklikheid vir meer mense, ja. Hoe beïnvloed dit dan die aandeleprys en kan mens nog hierdie aandele koop? Ja, ek dink die aandeleprys is nou laer, maar jy het meer aandele. So as jy na jou totale waarde kyk of na jou totale belegging in Naspers kyk, het dit glad nie verander nie. Maar ek dink dit is positief. Ek dink dit gaan maak dat daar meer mense die aandeel kan koop en as mense gaan kyk na ander maatskappye wat deur 'n soortgelyke proses gegaan het. In 2022 het maatskappye soos Alphabet, Amazon daardeur gegaan wat hulle 'n 20-1 verdeling gehad het of 'n 1-20 verdeling gehad het. In 2024 het Nvidia die verdeling gehad, 'n 1-10 verdeling gehad. So gewoonlik na die tyd, omdat die aandeleprys bietjie goedkoper is, meer toeganklik is, het dit 'n positiewe invloed op die aandeleprys ook. So ek dink dit sal goed wees ook, maar ek dink die groot ding van Naspers moet 'n mens onthou is dat die 27% belang wat hulle nou in Tencent hou, is meer werd as die prys van Naspers op ons beurs nou. En Naspers het nog 'n klomp ander belange ook nie. So jy kry eintlik al die ander belange kry jy verniet. En Naspers, is eintlik 'n broeikas vir 'n klomp nuwe geleenthede vir die toekoms. So hulle is heeltyd op soek na nuwe geleenthede waar hulle betrokke kan raak, nuwe maatskappye wat hulle belange kan inkoop. So hopelik is daar nog 1 of 2 Tencent juwele ergens daar wat nou nog klein is, maar 10 jaar vorentoe baie voordeel gaan gee vir ons. So ons is baie gelukkig en tevrede om Naspers nog te hou en sal hom definitief nie nou verkoop uit die portefeulje uit. Die geleenthede is altyd daar. Die geleenthede is daar, ja. Johan, as mense julle wil kontak, hoe maak hulle kontak met julle?
Ja, hulle kan ons e-pos stuur na groot@psg.co.za of hulle kan vir ons 'n WhatsApp stuur na ons WhatsApp nommer toe 0861 774 000. Dankie vir jou tyd vanoggend en jou wysheid. Dankie, was lekker om hier te wees by julle. Dit is Johan Borcherds van PSG Wealth Pretoria Oos. Nou, PSG Wealth Pretoria Oos help jou die geheel beeld sien. Vir meer inligting stuur 'n e-pos na groot@psg.co.za. Geaffilieerdes van die PSG Finansiële Dienste Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy, is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Jy kan ingeskakel bly vir jou 7 uur nuus en as jy nou geluister het na die gesprek met Johan Borcherds van PSG en jy het enige vrae oor finansiële sake, stuur vandag nog jou vrae na groot@psg.co.za. En Tiaan Eberson van PSG is donderdag hier op die Groot Ontbyt om van jou vrae te beantwoord. So maak seker jy is ingeskakel. Geaffilieerdes van PSG Finansiële Dienste, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en gemagtigde finansiële diensverskaffer.